7 vanaf vers 7 sê vir ons, wees nugter, wees waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Wees waaksaam. Waaksaamheid, dink ek, is nie net 'n eenmalige aksie nie, maar eerder 'n deurlopende bewus wees van wat in jou lewe aangaan. Amper half om te sê, jy moet wakker wees of jy moet oplet. Moenie laat dit net verby jou glip nie. Nou, dis interessant, nie waar nie? Want dit is glad nie wat Matteus 7 vanaf vers 7 sê nie. En ek praat nie nou van op 'n dieper vlak of die betekenis nie, nee. Matteus 7 vanaf vers 7 sê eintlik niks oor waaksaamheid nie. Maar as ek niks daaroor gesê het nie, sou dit waarskynlik net so aanvaar word. Want ons aanvaar dikwels dinge omdat iemand van ons sê, die Bybel sê, sonder om self te gaan kyk. Nou, ons almal is versigtig as dit kom by sekere dinge in ons lewe. As jy iemand soek om jou geld te bestuur, dan sorg jy dat daardie persoon 'n goeie reputasie het of die nodige kwalifikasies het. Jy maak seker dat hulle weet wat hulle doen. Of as jy 'n dokter gaan kies, gaan jy ook seker maak dat die persoon het die regte kwalifikasies en die ervaring. En dit is iemand wie jy na op soek is. Ons doen navorsing oor sulke goed. Ons vra, ons gaan double check die feite. Maar as dit kom by ons geloof, dikwels is ons nie so waaksaam nie. Iemand sê vir ons, die Bybel sê dit of dat, en ons aanvaar dit net, sonder om self te gaan kyk wat daar staan. Ons luister na predikers en lees boeke of volg aanhalings op sosiale media, maar wanneer laas het jy self jou Bybel gevat en gaan kyk of dit wat hulle sê, regtig daar staan? Wanneer laas het jy dit vergelyk met ander vertalings of 'n bietjie dieper gaan delf om seker te maak dat wat jy glo en hoekom jy dit glo, regtig is omdat dit is wat jy glo? Ons is lui as dit kom by die lees van ons Bybel. En daar is mense in ander lande wat enigietsie sou gee om vrylik toegang te hê tot 'n Bybel. Het jy enige idee hoe hard die vroeë gelowiges of kerkvaders moes werk om die Bybel so vrylik beskikbaar te stel vir almal in jou eie taal? Daar's mense wat vir jou sê dat hulle vir jou sal bid, en dis wonderlik. Maar soms raak ons ook so afhanklik van ander mense se gebede, dat ons vergeet dat ons ook vir onsself kan bid, en ons moet. Jou verhouding met God is jou eie verantwoordelikheid. Wees waaksaam oor wie jy toelaat om oor jou te bid, of vir jou te bid, of jou leiding te gee. Wees waaksaam oor wie en wat jy toelaat om jou geloof te vorm. Ons is te gemaklik om ons eie geloof iemand anders se verantwoordelikheid te maak. Jy moet vir my bid, of my app moet elke oggend vir my 'n versie buite konteks gee, of die dominee of die pastoor moet my kinders by die kerk kry, en die kerk moet inpas by my besige skedule, of die skool se skedule, of my universiteitsin. Wees waaksaam in jou geloof, in jou verhouding met die Here, want dit is jou werk. Jy gaan nie die koninkryk eendag behaal, omdat jy deel is van hierdie kerk, of daai gemeente nie, of te danke aan jou ouers, of jou vriende se geloof nie, of omdat jy deel is van een of ander beweging, of te danke aan jou dominee of jou pastoor se geloof nie. Daar is nie plus ones as dit kom by die hemel nie. Net jy kan die werk doen wat nodig is om 'n goeie, gesonde, sterk verhouding met die Almagtige te hê. En daar's baie mense en boeke en tools wat jou kan help om dit te bereik en wat jou kan lei, maar op die einde van die dag bly die werk jou eie. Jou geloof is jou verantwoordelikheid, so wees waaksaam, wees wakker, want die wêreld is vol stemme en idees wat ons maklik kan mislei. So gaan lees bietjie Matteus 7 vanaf vers 7 weer, maar hierdie keer lees wat actually daar staan. Lees die hele hoofstuk, dink daaroor, praat daaroor, bid daaroor, sit die werk in. Wees waaksaam oor wat jy glo, oor wie jy vertrou en hoe jy jou geloof uitleef. Jy het net een lewe en jou verhouding met God is die belangrikste deel van jou lewe. So wees waaksaam, want jou geloof is jou werk. Dit is jou verantwoordelikheid. Tot 'n volgende keer.